Teks vertel vir ons van Jesus aan die kruis, sy lyde, oorgegee, verbrysel. En dan kyk ons na Jesaja 50, en ek gaan net so van vers 4 tot 11 lees, maar dan gaan 'n fokus wees op veral vers 5 tot na 7 toe. Kom ons kyk wat sê Jesaja, want dit is dieselfde Jesaja wat hy skryf. Hy skryf vir ons Jesaja 50 vers 4. En as jy die 2020 vertaling het, en stel die merk van die vertalings ook, ja, seker die ou vertaling, dit sê, Jesaja sê, dit is my Here, en daar waar jy die hoofletter, when you see it capitalized, Here, Lord, dit is eintlik waar Jahwe oorspronklik gestaan het. Dit is die Here Jahwe, wat aan my, wie se vertaling sê daar capitalize my, hoofletter my? Nee, want dit is wat dit eintlik behoort te wees, want dit praat eintlik van Christus, of die tweede persoon in die Godheid, wat aan my 'n vaardige tong gegee het, wat ook kan beteken as hy sê, 'n vaardige tong uit my laat spreek, sodat ek kan weet hoe om vermoeides met 'n boodskap op te beur. Elke oggend maak hy my wakker. Hy wek my oor om soos 'n leerling te luister. Die Here of Jahwe het my ore oopgemaak. En ek weet, my Bybel is hoofletter ek, hoofletter, was nie opstandig nie. Teruggedeins het ek nie. My rug het ek gehou vir hulle wat slaan, en my wange vir hulle wat baard uitblik. My gesig het ek nie verberg vir beledigings en spieg nie. Dit is my Here Jahwe wat my te hulp kom. Daarom voel ek nie vernedering. Daarom het ek my gesig soos 'n vuurklip gemaak. Ek het geweet dat ek nie beskaamd sou staan nie. Hy wat my reg handhaaf is naby. Wie sal my teen 'n regstryd teen my voer? Laat ons saam plek inneem. Wie is die teenstander in my saak? Laat hy naderkom. Kyk, die Here Jahwe kom my te hulp. Wie is dit wat my skuldig sal verklaar? Kyk, hulle is almal soos 'n kleed versluit, motte sal hulle wegvreet. Wie is daar onder julle wat ontzag het vir die Here, wat luister na die stem van sy diensknegt? Julle het seker daar hoofletter, hooplik diensknegt, ja, capitalize nie, van sy diensknegt. Hy wat in duisternis verkeer het, geen lig het nie, moet op die naam van die Here vertrou, moet op sy God steun. Kyk, julle almal wat vure aansteek, wat julle met brandpyle bewapen, loop dan in die gloed van julle vuur, ja, tussen die brandpyle wat julle aangesteek het. Deur my hand het dit met julle gebeur. In 'n plek van pyniging sal julle lê. Vader, dankie vir u heilige woord. Dankie dat ons daarna kan kyk, hoe u Jesaja gebruik het om vir ons hierdie baie diep boek vir ons te skryf, sodat ons Jesus kan lees, ook in die Ou Testament. Dankie, maak ons gedagtes en ons harte oop, om te kan sien, ons ore wat doof is om te hoor, in Jesus naam, amen. Ons is besig met die inleiding, ons is besig om nader en nader, Vrydag is die goeie Vrydag, baie mense sê is nie eintlik, it's not Good Friday, it's Black Friday, dit is nie die Vrydag waarop jy special kry nie. Want vir Jesus was dit 'n Black Friday, dit is eintlik 'n gruwelike Vrydag, want die dag, the Friday was filled with blood, with pain and suffering. Dit was the difficult thing for Christ to go through. So dit gaan nie soos die kindertjies nie, ek weet julle gaan julle kinders paaseiertjies gee en sjokolade, hasies gee. Dis goed. Maar solank ons net vir hulle leer, dit gaan nie oor die paashasie nie. Dit gaan nie oor paaseiers nie. Dit gaan oor goeie Vrydag vir ons, slegte Vrydag vir Christus. Dit alles word deur Jesaja profeteer, want Jesaja is die profeet wat die meeste
sy profesie die meeste aangehaal deur die evangelie. Jesaja is 'n baie besonderse profeet, want hy het homself waarskynlik gesien ook as die diensknegt van die Here. Miskien het Jesaja homself, he read himself into this book, but he eventually, as he prophesied in the oracles, die voorspellinge het waar gekom, het Jesaja geweet, is nie ek waarvan, ek is nie die leidende diensknegt nie. Die leidende diensknegt is wat God besluit wie moet lei. Wat die ware profetiese uitinge maak, wat die woorde van God profeteer. Jesaja, to know Isaiah is important. First of all, Isaiah books are divided or in 3 parts. Nummer 1, Deutero Jesaja en Tetra Jesaja. 3 Jesajas. Baie van die mense sê, is 3 verskillende persone wat geskryf het. Nee, goed, they all come together, they make sense if you read them together. Want hy profeteer, interessant ook van Jesaja, die Europeërs sal het ken, is the first of the major prophets, die eerste van die groot profete, nie omdat hy 'n groter in statuur was. Jesaja was not bigger than the thing is, sy werk is langer. Hy, Jesaja, Jeremia, Esegiel are major prophets because they is so lank, die boeke is so lank. Die ander minor soos Malachi and Joel, all those are minor prophets because they didn't write a very long story or narration about what happened with the prophets. En hy het geprofeteer net voordat die Israeliete weggevoer is in ballingskap na Babylon toe. So hy is pre-exilic, dus voor die wegvoering, en hy skryf ook vir goed wat na die wegvoering, post-exilic, hy maak these prophecies. En die mense het nie van Jesaja gehou nie, hy was 'n spesiale profeet, baie besonderse profeet. Eenvoudig omdat hy die waarheid gesê het en die mense gewaarsku het van God se oordeel. Want ons moet weet dat die koninkryk van Israel is in 2 geskeur. Die noordelike ryk is weggeneem deur die Assiriërs, nie deur die Babyloniërs nie. Hulle het teruggekom in die tyd van Babylon, the mixed culture. Dit was nie meer suiwer Jode nie. Maar die suidelike gedeelte het bewaar gebly, Benjamin en die stam van Benjamin en die Juda was wat oorgebly het. Al wat oorgebly het wat jy eintlik van Israel noem daai tyd. Of Juda, dit het Juda genoem of Israel, want hulle het Israel geword. Dis wat ons vandag het, ons het daai gedeelte wat Samaria, die ander gedeelte is nie meer regtig Jode, nie meer Israeliete nie. Nou gaan dit so dat Jesaja kom vorentoe en hy begin profeteer, hy begin die mense te waarsku, Babylon kom, hy's op pad. Maar die valsgerusheid wat hulle gehad het in Juda, was oor hulle die tempel gehad het in Juda. In Jerusalem het hulle die tempel gehad. En die mense gesê, Yahweh will never take us into exile, and let's go into exile because the temple. Dis al wat hulle gesê, die tempel. Die hele Juda het geval, maar Jerusalem sal behoue bly, Babylon sal nie aan ons raak nie. They won't touch us because God is with us in the temple. Big mistake. Very big mistake. We know what happened. Ons onthou in Samson die verhaal van Samson, Samson and Delilah. You know this, everybody knows, even people who don't read the Bible knows about Samson and Delilah. So bekend. Noem vrouens wat hulle nie van hou nie, Delilah, jou Delilah. Maar ons weet dat Samson is geroep, hy het 'n bonatuurlike geboorte gekry. Sy pa en ma kon nie kind kry nie, die engel van die Here het gekom en vir hulle sê, julle gaan 'n seun kry, en sy naam is Samson the Great. Samson who killed so many Philistines with a donkey's jawbone en 'n leeu se oop geskeur. En al die tyd het Samson gedink, is ek, my hare, en dit gaan nie oor sy hare nie, sy hare was 'n teken dat hy Nazareer is, 'n Nazarene. 'n Nazarene mag nie sy hare geskeur het nie. So jy moet weet, sy hare was redelik lank.
Hy mag ook nie wyn gedrink het nie. Hy moet homself rein hou. Hy mag nie met ander vrouens van ander kulture trou nie. Hy moes homself suiwer hou. En ons ken die verhaal van Samson. Hy soek 'n vrou, hy is ongehoorsaam aan sy ouers. Hulle sê moenie onder die Filistyne trou nie. Jy's 'n Nazarene. So hy bly suiwer en dan gaan trou hy met die vrou. En dan kan ons sê Samson's demise goes from bad to worse. Dan land hy op met Delilah. So dis het hy al die Filistyne plat gelê en hulle doodgemaak. Selfs daai hekke is seker so groot so daai muur agter hulle het hy gevat in die Filistynse stad en dit eenkant gegooi. Baie mense besef nie dat dit nie Samson, it's not Samson. It's the power of the Holy Spirit that came upon him and did all these powerful things. En dan kry ons in Rigters 16 vers 20, as jy weet waar Rigters blaai terug na die 5 boeke van Moses en dan kry julle daarna sal julle Josua Rigters kry. Na dit doen Josua Rigters, net om vir julle te wys, want hulle sê Samson se krag was in sy hare gewees. Jy het dit al gehoor, né? He had power in his hair. Or he got his strength from his hair. Want wanneer toe hulle sy hare gesny het hy nie meer krag gehad nie. Dis nie heeltemal waar nie. Die simbool van die hare is dat hy Nasareer was. Kom ons kyk van Rigters 16 vers 19 waar dit die verhaal vertel. Sy, dis Delilah, het hom Samson op haar skoot aan die slaap gemaak. Sy laat doen, sy het hom aan die slaap gemaak. En sy het iemand geroep en die vlegsels op sy kop afgeskeer. So het sy begin om hom weerloos te maak. Nou lees mense in die konteks, jy het ook gesê konteks. Lees in die konteks is sy hare. Sy krag het van hom gewyk. Maar wat het eintlik met hom gebeur? Lees verder. Hy sê, toe sê sy, die Filistyne is op jou, Samson. Het hy uit sy slaap wakker geskrik en gedink, ek sal uitkom soos elke vorige keer. Ek sal myself losruk. En hier is die key, to read this in context. Hy het egter nie besef dat Jahwe van hom afgewyk het nie. Hy het nie besef, Jahwe is nie meer met hom nie. Hy het nie meer krag nie. Not because of his hair, because the Holy Spirit went away from him, departed from him. En die mense in die tempel wat Jesaja skryf het gedink, God is met ons is sterk, ons is kragtig, ons Babyloniërs, they won't touch us. Ons weet wat het gebeur. En they've been warned, hulle is gewaarsku. En as jy mense waarsku, jy sal ook vind as jy mense waarsku teen hulle gaan nie van julle hou nie. En ons is bang om hulle te waarsku teen van hulle draai weg van jou evil ways. Because God most certainly will judge you. And so they thought, okay, we're safe. The temple is with us, not knowing that the Holy Spirit long time departed the temple. He was no longer. As jy sê simbolies, die Heilige Gees het sy tasse opgepak en gegaan. Net soos ons kry Amerikaanse as 'n besluit om trek uit 'n land. Dit is nie meer daar nie. Maak die kantore toe. The Holy Spirit was no longer there. And then came Babylonia. En hulle het die mense verslaan. Hulle in die tyd van koning Joachim het Jesaja vir hom boekrolle wat hy wrote down, wat hy geskryf het hy vir die koning gegee en sê, lees wat sê die Here, because Isaiah was also inspired by God, because Paul says all scripture is God breathed. Peter says no scripture came about by a prophet, they were driven forth by the Holy Spirit and wrote down as God, the Holy Spirit wanted them to write down. And so also Isaiah thought, this is from God, let me give it, kom ons gee dit vir die koning. En die koning het Jesaja se profesies gevat en het gelees en sê, oh, interesting, né? What do you do if you read something that you don't like and you're a king? Ons ken biltongmes. Het sy mes gevat en hy Jesaja se harde werk wat hy geskryf het van God af het hy in stukke gesny het in die vuur gegooi. Threw it in the fire. And that same king, when the Babylonians came, what the Babylonians did, they brought all that king's children before him and slaughtered them. Dis wat die Babylonians doen. Hulle het daai koning wat dit gedoen het,
al hulle sy seuns voor hom gebring. Hulle doodgemaak. Waarskynlik slaughter is erg doodgemaak. What did they do after that? They plucked out his eyes, so that it will have the lasting impression in his mind. This is the last thing I saw my children being killed before me. God is serious when he judges, when you do not listen to his word. We spoke about narrative and it's descriptive. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. En wat was daar op die ou ene, hoe Manasse het op die ou ene vir Jesaja doodgemaak? Because hierdie koning kan hom nie doodgemaak het nie. Hy is weggevoer. Manasse was die mees bose koning. It says in the Bible he was the most wicked of all the kings before him. Manasse. But Manasse, hy het dit Isaiah so much, hy het hom in 'n leë stomp tronk gesit, uitgehol, hom in daai stomp ingesit en die stomp middeldeur gesag in stukke. So he also suffered a serious death as a prophet. But Jesaja as 'n goeie profesie, want elke keer as hy profeteer van die begin af oor die oordeel kom, die oordeel kom, die oordeel kom daar soos 'n sprankie hoop. Dan sê hy, God sal jou herstel, die remnant sal terugkom. So gaan hy deur die eerste boek, so gaan hy in die tweede, en dan kry ons hierdie gedeelte van Jesaja 50, kry ons in die tweede boek van, en veral in die tweede gedeelte is daar baie melding gemaak van die lydende diensknegt, the suffering servant. But we can call Isaiah, what do we call Jeremiah? The weeping prophet. You've heard it before, the weeping prophet, Jeremiah. He also wrote it, and he was so broken in his heart to see the judgment that is coming. But Isaiah was die lydende profeet. Hy het gelei, hy is doodgemaak. Niemand het hom geglo nie. En ek dink hy het homself waarskynlik probably read himself into this book. Say, oh, God is talking about me. That's I'm prophet, I'm suffering. Ek is die lydende diensknegt wat God se redding eventueel aankondig. En ons weet, soos ek sê, as die daai gedeelte in Hebreërs 11 vers 37 sê, hulle is in stukke gesaag deur die swaard vermoor. Praat van Jesaja. Dis al reeds in Hebreërs wat hulle dit vermeld. Nou sê daar's 'n verskil tussen my lyding, want Jesaja het gelei, het erg gelei, suffered. But she is only a shadow of Christ, because actually what it brings into, because Isaiah is a shadow of Christ suffering. So Jesus is the one that he prophesied about, en hy self het nie geweet dis Jesus nie, maar hy het nie geweet wie Jesus is nie, want hy skryf 750 jaar na sy roeping deur God, skryf hy Jesaja 53 wat Giselle vir ons gelees het. Wie het geglo wat ons verkondig en wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het hy soos 'n loot uitgespreid in 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte van heerlikheid gehad nie. Hy is verag deur die mense gelaat. Hy is verbrysel, hy is deurboor. Ons almal het gedwaal soos skape. Hy het tog ons sonde op ons geneem. Dis Jesaja 53. Dat 'n volle disclosure is van Christus, want dit gaan alles oor Christus. The gospel in the Old Testament in Jesaja. Maar hierdie voorloper van die diensknegt begin in Jesaja 50 vers 4. Weet nie wie se Bybel sê daar die opskrif diensknegt van die Here. Wie se Bybel? 20 is hy daar. Julle Bybel sê hulle ook, maar nie opskrif nie. Nee, sê diensknegt van die Here. Nou weet ons, wie is die diensknegt? Is dit arme Jesaja wat so gelei het? Of is hierdie diensknegt eintlik een wat hy van profeteer 750 jaar later? A true servant. A true suffering servant. Not only a servant, not only suffering, a suffering servant. Wat Filippense sê, hy het dit geen gestaal geroof geag om God gelyk te wees nie, maar het homself oorgegee en die vorm van 'n slaaf het hy 'n mens geword. Jesaja word spesiaal genoem voor hy hierdie, before he can bring all these prophecies in Isaiah. Ons weet hoe is Jesaja geroep. As jy nie te kyk nie, kan jy vertel in Jesaja 6 verskyn. Hy is nog nie 'n profeet nie, dan verskyn God aan hom
Wat sien hy? Hy sien engele, hy sien die troon van God, en hy sien engele, serafs wat voor die troon uitgaan, en wat roep die engele? Heilig, heilig, heilig. Soos iemand gesê het, holy, holy, holiest. Wat ons vind in Openbaring 4. Die engele gaan voor Jahwe uit, trek voor hom uit. En dan roep die Here, dan sê hy natuurlik vir Jesaja, wie sal ek stuur? Wie sal ek stuur? Dis 'n groot taak wat jy het, om die mense te gaan waarsku, hulle gaan julle haat. Of jou as profeet gaan hulle haat. Wat sê Jesaja? Here I am, send my sister. Ja, sê, here I am, send me. Hier is ek, stuur my. En selfs hierdie woorde wat Jesaja gesê het, gaan ons kyk met betrekking op wat Jesus sê in Hebreërs. Hier is ek, 'n liggaam wat jy vir my voorberei. Here I am, send me. Want wat doen die Here dan met Jesaja? In Jesaja 6. Hy stuur 'n engel om 'n kool van die altaar te gaan haal. Wat doen hy met die kool van die altaar? Simbolies miskien, want as dit soos volwasse regtig was dit arme blaas op sy mond gehad. Maar hy reinig Jesaja met daai kool van die altaar wat uit die tempel kom, sodat hy wat hy gesien het kan profeteer. En met ywer vorentoe gaan om te profeteer wat hy sou profeteer. Hy het God se woorde direk in hom, en hulle sê baie van die profete, God's word becomes like a fiery stone that's in your lap. You cannot, wil van die woord, dit brand jou, dat jy moet ontslae raak van die ding. Jy moet dit profeteer. En dan kom die hoofstukke, so ek sê, 40 tot 85, Jesaja 40 tot 85, waar hy regspraak oordeel bring oor die mense van Juda. Spesifiek. Later dan praat hy die oordeele oor hulle wat Israel gaan vervolg, God gaan weer vir Babylon vernietig. Ons weet hy het, want na Babylon kom, weet die Mede en Perse, wat ons vandag met Iran, kom aan bewind. En hulle vernietig weer die Babyloniërs. En ons weet wat gebeur na die Babyloniërs, wat gebeur dan? Dan kom die Grieke. Na die Grieke kom die Romeine. So God stel regerings aan, en God laat regerings val, soos hy wil. Het gaan oor hom. En ek dink die mense wat weggevoer is, wat waar geword het, die prophecies were fulfilled, because they saw, heard what Isaiah warned them, because he didn't only write that he gave people verbal warnings, behold, Yahweh is coming to judge, he's coming to judge, and they thought, oh, we've got the temple, why would he judge us? Grappig. En toe kom Babylonie, hulle voer almal weg. Ons weet dat niks oorgebly in Jerusalem nie. Dat niks oorgebly toe God klaar is met Jerusalem. En almal was in Babylonie. Maar is ook Jesaja wat praat van die remnant, die oorblysel wat sal terugkom op die ou einde, en toe wil hulle weer eens nie luister nie, want God sê gaan terug. Selfs hy calls King Cyrus, of ons sê daar in Afrikaans, hy sê, this is my servant. Darius sal sorg dat julle teruggaan, en Darius sal vir julle opdrag gee om Jahwe se tempel weer te gaan bou, dit was die tweede tempel gekry. Dit kom nie van hulle, dit kom van die Persiese koning Darius, wat gesê het, gaan bou, en gaan offer vir my, by, jy sien, hy was multi-god, worship multi-god, so, he says, okay, let me go, take your treasure from the temple, and go rebuild your cities, go rebuild your temples, and pray for me, Cyrus. En dis wat ek doen, maar so hulle het gerees, okay, ja, so ons is die remnant wat oorgebly het, en ja, ons is die een wat gaan verlos word, maar hulle het nooit, niemand lees ooit Christus in die profesie van Christus in hierdie nie. Hulle sal herken, ja, Jesaja was reg, akkuraat oor die bandelingskap, ja, God het al die nasies, Babylon is daai tyd vernietig, ook vernietig, ja, Jesaja was akkuraat, ja, daar sal 'n remnant, 'n oorblysel wees wat terugkom. Hy was akkuraat, spot aan. Alles wat Jesaja sê was spot aan, het gebeur. Presies soos hy gesê het. Maar as 'n vrou, wie is die leidende diensknegt? Kan nie Jesaja wees nie. Want dis 'n mystery. Maar dan kry ons die begin Jesaja 50 sê in vers 4, dit is my Heer, dit is my Lord Jahwe, wat aan my 'n vaardige tong gegee, nie net aan Jesaja nie, maar aan my, sodat ek kan weet hoe om vermoeides met 'n boodskap op te beer. En as jy Jesaja
Theo Peer ook goed ken, Jesaja 60, iemand het vir my lees, Jesaja 61, 1-3. Kom ek lees vir julle, Jesaja. Wat sê hierdie gedeelte wat Jesaja ook nie geweet het van wie dit praat nie? Hy sê, die gees van die Heer Jahweh is op my, omdat Jahweh my gesalf het. Hy het my gestuur om 'n goeie boodskap te bring aan magteloses, om die met gebroke harte se wonde te verbind, om die wat weggevoer is, se vrylating aan te kondig, en bevryding vir die wat geboei is. Praat net hier van die remnant, maar hy praat ook, die gees van die Here is op my, praat van Christus. Want uit wat lees Jesus in die boekrol in Galilea? Maak die boekrol oop en sê, lees hy hierdie gedeelte, dan sê, om die genadejaar van die Here aan te kondig, ons God se dag van wraak, om almal wat rou te troos, om te voorsien vir hulle wat oor Sion rou, om vir hulle tolbande te gee, in plaas van stof, vreugde oor in plaas van rou, klere vir lofprysing in plaas van verslaaggees, hulle sal genoem word terebinte van geregtigheid geplant. Jesus lees uit Jesaja dit, want hy sê vandag, today the scripture, Isaiah 61 has been fulfilled in your ears. Wat Jesus sê, dit praat van my. Talking about me. Hoe weet ons verder as ons afkyk, hy het my 'n vaardige tong gegee om hierdie blye boodskap van bevryding vir julle te gee. Hy het julle bring vir julle goeie nuus, julle is remnant, julle is uitgekies, die oorblyfsel wat gered sal word. En dan sê hy in vers 5, interessant, my Heer, weer tweede keer aanhoudend, my Heer, die Here, het my ore oopgemaak, en ja, ek was nie opstandig, het nie teruggedeins nie. En dit is 'n baie interessante gedeelte, as u na Psalm 40 vers 7 kyk, want dit bevestig, die skrywer van die Psalm, Dawid, bevestig presies wat hier geskryf staan, hy het my ore oopgemaak. Sometimes our ears must also be open, not our physical ears, our spiritual, because that's the reference. He opened my ears, hy het my ore gegrawe. Nou dink, okay, waarskynlik dink jy sê, God praat van my, hy het my ore oopgemaak. Nee, wat sê Dawid in Psalm 40 vers 7? Onthou, Dawid het eintlik hierdie dinge voor die tyd al geprofeteer, en Jesaja hoor dit. Hy sê, slagoffers en graanoffers is nie wat u wil hê nie. U het my ore oopgemaak. Brandoffers en reinigingsoffers het u nie gevra nie. En as jy kan vinnig blaai na Hebreërs toe, wat haal Hebreërs dit uit en hy bring dit in betrekking, most relevant to Christ, what does Hebrews 11 says? Hebrews 10 verse 5, it's talking about Christ, he says, daarom sê hy, met sy koms, dis Christus, na die wêreld. Christus met sy koms na die wêreld sê, offerandes en offergawes wou u nie, en hy haal Psalm 40 uit, aan. Maar u het vir my 'n liggaam voorberei. Ja, brandoffers en reinoffers, soos parallel, het u nie tevrede gestel nie. Toe het ek gesê, kyk, hier is ek om u wil te doen, o God, sê Jesus. Dit is in die boekrol oor my geskryf, want u het my 'n liggaam berei. Die Griekse Ou Testament oor Jesaja gebruik hierdie gedeelte ook, u het vir my ore gegrawe, u het vir my 'n liggaam voorberei. Dit is dieselfde. U het vir my ore gemaak sodat ek kan hoor wat u sê, o Jahweh, hier is ek om u wil te doen, sê Jesus aan die Vader. Graanoffers wil u nie hê nie. En toe hy my geroep het om te gaan, het ek gegaan. Net soos Jesaja, die Vader waarskynlik vir Jesus gevra, wie sal vir ons gaan? Wie sal ons stuur? En wat sê Jesus? Nie ek nie, stuur een van die ander engele, dankie, nie vir my nie. Net soos Jesaja sê, hier is ek, stuur my. Ek sal gaan. Het Jesus gesê, hier is ek, stuur my. Want u het my liggaam voorberei. Jesus is gegenereer, Genesko, die Grieks praat generate, genesko. Hy het my opgewek in vlees.
En ons het al baie gepraat by julle en by Tarina oor Jesus is opgewek in vlees. Interessant, Johannes 1 vers 14 word daar spesifiek van Jesus gepraat. Niemand, vers 1 vers 18, niemand het God nog ooit gesien nie, die unieke seun, die English Standard Version sê, die unieke seun, of die ander sê enige gebore seun, maar dit is eintlik unieke seun, selfgod, ja, die seun is selfgod, die unieke seun, selfgod, wat teen die boesem of bors van die Vader is, hy het hom bekend gemaak. Hy het vlees aangeneem. Hy self God het vlees aangeneem. Hy sê, here I am, send me, stuur my. Jy wil nie brandoffers of slagoffers. Die God, die Almagtige, wil nie meer diereoffers hê nie. Hy sê, dan sê Jesus, hier is ek, stuur my, 'n liggaam het U vir my voorberei, vir my ore gegrawe om te gaan. Vers 5, ek is nie opstandig nie. Ek het nie teruggedeins nie. Ons weet dat hier in die tuin, gaan hy ook nie drink, sê, Father, if it's at all possible, take this cup away from me, but not my will, thy will. Want hy weet, God het hom gestuur. En dan vers 6, Jesaja 50 vers 6, my rug het ek gehou vir hulle wat slaan. Jesus, my rug. Weet nou, Jesaja pak slaag uit op sy rug nooit. Jesus sê, ek het my rug gehou vir hulle wat slaan. He could have called one legion, 144,000 angels to protect him, even from Gethsemane. But he says, Father, here I am to do your will. Maar ek hou my rug vir die wat my slaan. Ons weet, ons het nagmaal gehou, Ellie het vir ons lekker brood gebring, ongestuurde brode wat mens, dis die effek. Ek het my liggaam voorberei, ek het my liggaam gehou. Die cat of nine tails het stukke vleis uit my rug uit geruk. Hulle het allemaal die Passion of the Christ in is. Ek het my rug gehou vir die wat slaan. En dan vers, die tweede deel, en my wange vir hulle wat die baard uitblik. Ek het my gesig nie verberg nie. Interessant, baie van mense dink dit staan iewers in die evangelies, hulle het Jesus se baard uitgeblik. Jy het al gehoor mense sê, hulle wys op hoe hulle sy baard uitgeblik het. Dit staan nie in die evangelies, dit staan in Jesaja. Dit is ingelees in die evangelies. Plak my beard. But that's a sign of humiliation. Want die Romeinse soldate wat Jode gekruisig het hulle verneder deur hulle aan hulle baard te gryp en dit uit te pluk, sodat hulle verneder kan wees. Nou ek weet jy's, Marieke is nou nie hierdie, maar daar's 3 wat ek het altyd in die winter baard gegroei. Dan het nie daarvan maar dit is grys. My baard is grys, just like what becomes grys. En almal het nie daarvan gehou nie, hulle het kommentaar gelewer en my laat sleg voel. Voel asof hulle my gesig gespieg het. As hulle sê skeer af jou baard. Dit lyk nie goed nie. Maar Jesus het inderdaad die beledigings van die val en paralysme saam in my gesig gespieg. Hulle het my baard uitgepluk, hulle het in my gesig gespoeg, my verneder, erger as wat eintlik 'n klap vir jou gee. Want ons weet Jesus sê in die bergrede, as iemand jou klap op die een wang, draai die ander wang. Jesus het basies gesê, draai die ander kant ook. Pluk my baard, spieg op my. Dis reg. Ons weet ook in die wette se tyd as 'n pa op sy kind spieg, nog while they on their way to the promised land. The father spits on his daughter, she did something wrong. En dan is daai dogter vir 7 dae onrein verklaar, hoe sy buite kan die laar gaan. Sy is onrein verklaar. Ek kan dit gerus oplees in Moses en Miriam. En Miriam had leprosy, and Moses said, just purify her, because when they rebelled against Moses, they said, oh Lord, please heal them from leprosy. Dan sê die Here, is mens nie onrein as jou pa op jou spieg vir 7 dae nie. So hy het gesê, Miriam, outside, buite kan die kamp, mag nie inkom vir 7 dae nie. Op Jesus verneder deur op hom te spieg, sy baard uit te pluk, sy rug te hou, grove vernedering. Enige tyd kon Jesus 144, he could have fought
144,000 angels to stop the process, but he did not. He gave himself. Daarom baie teologie, he committed suicide. If you know people, you are unable to protect yourself against people, and you don't do that, and they kill you, you basically committed suicide, selfmoord. Jy gee jouself oor. Soos mense wat vir die paai se karre in 'n hardloop dat hulle beseer word, dat hulle kan eis vir die pad ongelukkige fonds. Maar Jesus het homself oorgegee, sê dit. En dan kom die hoop. Na hierdie gedagte en idee, ek gaan vinnig daardeur. Dit is my Heer Jahwe, vers 7, wat my te hulp kom. Waar kom God vir Jesus te hulp? Hy red hom in die dood. You will not see decay, sê Psalm. Daarom voel ek nie verleder nie. Daarom het ek my gesig soos 'n vuurklip maak. En iewers in Johannes sê dat Jesus set his face like stone to Jerusalem. The disciples said, no, you can't go to Jerusalem. He said, I must go to. He set his face like flint. Hier kyk kom net Jesaja 50:7. Hy het my gesig soos vuurklip gemaak. Ek het geweet dat ek nie beskaamd sou staan nie. Ek gee myself aan die dood oor, want ek sal nie beskaamd staan nie. Hy gaan my in die dood opwek. He will raise me from the dead if I give myself. Hy wat my reg handhaaf is naby. Wie sal teen my 'n regstryd voer, sê Jesus. Laat ons saam plek inneem. Wie is die teenstander in my saak? Laat hy nader kom. So, let him come, crucify me, but the grave won't hold me. Because that's Jesus' biggest enemy was not the Romans or the Jews, it was death. Our greatest enemy is death. Sin, death. So sin comes death. And Jesus conquered that because God was close to him. En dan die res sê, wie sal my skuldig verklaar? Want hulle sal op die ouene vergaan. Dit is die boodskap van Jesaja, wat sê die prelude, die inleiding. This is the prelude to Isaiah 53 that we will celebrate as we go through Isaiah 53 one day again. Now we can understand why he was the suffering, the prophet, he was the suffering servant, die lydende diensknegt. En hy was nie ons diensknegt nie. Hy was God the Father's servant. He made himself servant. Go read Philippians 2. Hy het homself 'n diensknegt gemaak. Dit is sê, hier is ek. Baie mooi boek deur Jesaja is dit nie. Baie mooi gedeelte. Jy weet natuurlik in 1940 het hulle Qumran grotte, herdertjies, 'n gat gesien in die grond en they dropped some stones with it. Here, point, point. And then they called all the other shepherds and they opened this. They found 7 books, scrolls inside. And one of them was Isaiah, the book of Isaiah. And it concurred, it was exactly the same as the other translations that was left over by the Jews. Isaiah. Go read Isaiah if you want to see God's mercy when things go wrong. Want selfs die Ethiopiese diensknegt wat gedoop is by Filippus het, waar het hy gelees? Isaiah 53. Die vraag is vir ons vandag, glo ons dat Jesus God se diensknegt was en nie ons diensknegt nie? Want baie kerke maak Jesus en die Heilige Gees ons diensknegt. Jy al gehoor hoe mense sê, I will heal you, God will heal you. You hear it? God will do this to you. God will bless you. God, you can't speak for God. You're not God. Because what you're actually saying, I can command the Holy Spirit to heal you. So God word hulle diensknegt. They apply the Holy Spirit. The Holy Spirit must apply us. Want God het sy seun opgewek uit die dood deur die Heilige Gees. Die vlees wat hy op Paasvrydag vir ons sou aflê, he gave himself for us so that we might live. Dis waar die Paasfees begin. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die woord. Dankie vir die goeie boodskap van Jesaja. 'n Hoop van Christus wat sê, die Gees van die Here is op my, hy het my gesalf om die goeie nuus aan mense te bring, om die blindes se oë oop te maak, die dowes te laat hoor, sodat hulle die genadejaar van die Here kan verstaan. Dankie vir die goeie nuus van die kruis. Dankie dat ons weet dat ons gered is deur die bloed van die lam, want daarvoor het hy die lydende diensknegt geword. Seën ons verder in hierdie
Dag is ons gebed met danksegging in Jesus naam. Amen.